Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Voorreg, lekker dat jy saam is hier die laaste dag van 2025. You've made it! Ons is daar, nuwejaars, oujaarsaand, dienste vanaand en vanaand gaan ek begin praat met Lewenssentrum oor die herbou van altare. So as jy kan, 5 uur vanmiddag, skakel in, luister na ons oujaarsdiens en stap die pad saam met ons om afskeid te neem van 'n ou jaar, maar om dankoffers te bou in die nuwe jaar. Noag was die eerste een wat 'n dankoffer gebring het vir die Here. Toe die vloede verby is en hulle voete weer op droë grond sit, toe maak Noag 'n altaar. Hoor wat sê het Genesis 8 vers 20. Noag bou toe 'n altaar vir die Here en offer daarop van die diere en die voëls wat vir hierdie doel bestem was. Baie interessant. Die Here het die offer aanvaar en vir homself gesê, en dan begin hy te praat en sê, party mense sê die Here, of die party vertaling sê die Here het van die reuk, die geur van die altaar, die Here hou van braai op oujaarsdag, hoor, nee, okay. So, wat dit beteken, is iets van, Noag het, voordat hy in die ark ingegaan het God diere gestuur, onthou, 2 vir 2 stap die diere aan, het God diere gestuur wat bestem was vir die offer, die altaar, as jy klaar die deur is. Mens, ek dink die Here het iets vir ons klaar gegee, om te sê, Here, dankie vir 2025, ek lê dit nou neer, is klaar, dis verby. Ons is deur die vloede, ons is deur die erg, ons is deur die rof van 2025. En dan offer Noag met die doel op, nou voorplanting van die mens in 'n nuwe toekoms, in 'n nuwe lewe. Mens, baie interessant, né? En alles wat voor lê nou dat hy uit die ark uitgekom het. Is dit nie wat ook in jou hart is nie? Afskeid neem van 2025 en wil offer vir die Here vir dit wat voor lê, 2026. Al die uitdagings, alles wat kom, alles wat ons moet doen, al die gehoorsaamheid, al die liefde, al die geskenke, alles wat die Here vir ons wil gee. So, Noag stel vir ons 'n voorbeeld, as jy die afsluit van een ding, en die voorbereiding vir iets niets. Ek glo ek en jy moet stil word en altare bou. Ek glo dit met hele hart. Ons moet stil word en weer 'n plek van gebed in ons lewe hê. Ons moet stil word in 'n plek van stilte, 'n plek van ontmoeting hê, sodat die Here met ons kan praat, ons kan rigting gee, wysheid gee, sodat die Here ons kan bemoedig en sterk maak vir die uitdagings wat kom. En laat die Here ons kan seën vir dit wat ons vir hom moet doen. So, wat van vanmiddag, leer saam met ons, bou 'n altaar. Elke oggend in ons stilte tyd, leer saam met ons, hoe moet ek 'n altaar bou, van dit wat verby is, maar veral vir dit wat kom. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, ek bid vir elke persoon vandag wat afskeid neem van 2025, vir party beste jaar van hulle lewe nog, vir ander 'n rowwe jaar, vir elkeen net 'n jaar met al sy dinge en gebeure, groot of klein. Ons weet, alles was 'n geskenk uit u hand uit. Net soos Noag, hulle Here, uit die ark uitkom en die reën en die 40 dae en dan eers wag tot die water sak en daai hele tyd, Here. Here, alles was 'n geskenk van u, skoonmaak, 'n reiniging, 'n totsiens sê. En dan die toekoms, nou vorentoe gaan, met nuwe dinge, nuwe drome, nuwe planne, nuwe jaar, Here. Ons bring in ons bou 'n altaar en ons bring ons lewe in ons hart en ons sit dit op die altaar. Dankie daarvoor, Here. Leer ons meer, stap die pad met ons in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Die Here seën jou. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.